Die 4 kersse wat ek vanmôre doodgeblaas het, is symbool daarvan dat dit die 4de lydensweek is. Jy weet, ons blaas hierdie kersse dood tot en met Goeie Vrydag, en dan steek ons die groot kersse op die Sondag daarna die opstanding aan, wat daar is. So, dit is die symbool vir die 4de lydensweek. Ek gaan die vraag nou te staan, saam te sing, Vonklied 5, strofes 1 en 2, vreugde, vreugde, juig van vreugde, want ons Heiland het verrys. Daarna bly jy staan vir die fotum en die seëngroet, en na die seëngroet kan jy weer gaan sit. Bietjie anders as ander kere. Jy gaan nie dan weer sing nie, na die seëngroet kan jy weer die plek inneem, en dan sal ons verder volg. Niemand wat sy verwagting in U stel, sal beskaam word nie. Maak my U wil bekend, Here, leer my U paaie. Laat die waarheid my lei en onderrig my daarin, want U is God my redder. In U stel ek elke dag my verwagting. Dink aan die liefde en die trou, Here, wat U van altyd af getoon het. Dink aan my en U trou, Here, omdat U goed is. Geliefdes, hy wat al hierdie dinge bevestig sê, ja, ek kom binnekort. Laat dit so wees. Kom, Here Jesus, die genade van die Here sal met ons almal wees. Amen. Gemeente, God het ons met sy seun gegroet. Kom ons sing staande 'n loflied tot eer van die Here. Uit Gesang 203, verse 1 tot 3, tot lof van die Here. Hierna kan ons weer ons plekke inneem. Oh
verse 1 tot 14, 1983 vertaling. Die Here is my lig en my redder, vir wie sal ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sal ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teestanders en my vyande, dan is dit juis hulle wat struikel en val. Al sou 'n leer teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertroue hê. Net een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek najaag, dat ek my hele lewe lang in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel. Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan. Ek sal in sy woonplek onder trompetgeklank my offers bring. Ek sal 'n lied sing. Ek sal sing tot eer van die Here, terwyl ek neerkyk op die vyande rondom my. Luister tog na my Here, as ek roep, wees my genadig en verhoor my gebed. Ek onthou wat U gesê het. Julle moet my kom dien. Ek is hier om U te dien, Here. Moet U tog nie vir my verberg nie. Moet my tog nie wegstuur terwyl U toornig is nie, want U was nog altyd my hulp. Moet my tog nie verstoot nie, verlaat nie, want U alleen is die God wat my red. Al sou my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. Leer my U wil, Here, en lei my op 'n gelyke pad, sodat my vyande nie hulle sin kry nie. Moet my tog nie oorgee aan die vernyn van my teestanders nie, want daar staan vals getuienis teenoor my, en hulle blaas geweld teen my aan. As ek daarom nie geglo het, dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Vertrou op die Here, wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Gemeente, ons staan skuldig teenoor God en medemens. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 239, verse 1, 3 en 4. Heer, my rots, o almal groot, staan U vas in elke nood.
vanoggend uit Jesaja 53 vers 4 tot 11. Die voorspelling en betekenis van Jesus se lyding. Tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy sonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie. Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Terwyl hy gelei het en gestraf is hy weggeneem. En wie van sy mense het dit ter harte geneem, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Hy is gestraf oor die sonde van my volk. Hy het 'n graf gekry by goddeloses. Hy was by sondaars in sy dood, al het hy geen misdaad gepleeg nie. En al was hy nooit vals nie. Dit was die wil van die Here, om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. As hy sy lewe as skuldoffer gee, sal hy 'n nageslag hê en nog lank lewe. Deur hom sal die wil van die Here sy doel bereik. Na sy bitter lyding sal hy weer die lig sien en hy sal die Here ken. My dienaar, die regverdige, sal baie mense regverdig maak. Hy sal die straf vir hulle sonde dra. Kom ons bly net so sit, ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. Here God, ons dankie om vanmôre by mekaar te kan wees. Dis 'n voorreg. Miskien is daar 'n klompie moeite wat ons moes doen, maar niks in vergelyking met die boodskap van die teks wat ons vanmôre gelees het. Die woord, die Bybel, lê vanmôre voor ons oop en ons het gehoor en ons het geluister hoe U met ons daardeur gepraat het. Weer 'n keer en nog 'n keer het ons gehoor dat U ons straf vir ons weggedra het. Dit, Here, vul ons harte met blydskap en met dankbaarheid. En met hierdie blydskap en dankbaarheid in ons harte, Here, wil ons opstaan en uitgaan en daardie selfde omgee liefde aan die wêreld daar buite uitleef. Net soos wat U ons van ons skuld en sonde verlos en vergewe het, sonder dat ons enige verdienste het, sal ander ook nie hê nie. Maar sal ons sy dankbaarheid ook uitdeel in 'n stikkende wêreld. Hierdie lydingstyd, Here, word ons rustig en word ons stil en dink ons weer intens daaroor na dat U 'n pad van bitter lyding gestap het, sodat daar vir ons 'n ewige woonplek gereed gemaak kan word. 'n woonplek wat U vir ons gee omdat U ons lief het, omdat U die vergifnis en die redding reeds bewerk het. Daarom bid ons, Here, om in hierdie lydingstyd dit in ons harte te laat groei, dit ons gedagtes te laat maal, dit ons in ons menswees te laat uitvloei na hierdie donker, stikkende wêreld waarin ons vandag leef. Eers naby, na ons kinders, ons kleinkinders, ons agterkleinkinders, ons familie, ons vriende,
ons gemeente, maar dan ook uit daar na buite toe, na elke plek waar ons in die samelewing met ander mense werk. Baie dikwels, mense wat anders as ons dink, mense wat anders as ons doen, mense wat anders as ons praat, mense wat ook dikwels anders as ons glo. Spreek, Here, dat ons wil vanmôre luister om te gaan leef. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die 4de Lydingsweek bring ons nog nader aan die hartklop van die lydingstyd. Tradisioneel verskuif die fokus van hierdie week na die diepte van God se genade. Hoor mooi, die diepte van God se genade. Daardie diepte wat ek en jy nie eers kan pyl nie, want so diep is God se genade vir ons. Ook in ons kop raak die prentjie al meer sigbaar dat Christus namens ons 'n pad van lyding gestap het. Terwyl die pad na die kruis toe van Christus oor hierdie lydingstyd vir ons al duideliker word, herinner dit die kerk, herinner dit ons aan die lyding van Christus en die verhaal van pyn wat hy deurgemaak het. Maar dit openbaar ook aan ons God se groot liefde, wat in hierdie tyd stadig maar seker sterker en sterker in ons eie gebroke wêreld, ons eie stikkende wêreld, deurbreek in ons lewe. Die evangelie word nou deur ons dieper gehoor en ontdek. Ons ontdek God se genade weer en weer en wat dit vir ons beteken. Ons teks uit Jesaja 53 vers 4 tot 11 vanmôre neem ons reg na die hart van hierdie geheim van ons geloof. Hierdie gedeelte uit Jesaja is een van die mees aangrypendste profesieë wat ons in die Ou Testament kan nalees. Hierdie profesie, het eeue, met ander woorde, honderde jare voor Christus se geboorte reeds geskryf geraak, reeds vertel geraak. En daarom is dit 'n profesie. Dit vertel van wat aan die gebeur is, of gaan gebeur. Honderde jare voor Christus se koms, sê Jesaja reeds, bely hy reeds, verkondig hy reeds hierdie profesie. Maar wanneer ek en jy vanmôre daarna luister, dit self weer gaan lees, klink dit amper soos 'n beskrywing van die Golgotha gebeure soos ons dit later in die Bybel nagelees het. Die profeet vertel van 'n dienaar van die Here wat verwerp word. Mense wil nie na hom luister nie. Mense wil hom nie hoor nie, mense wil hom nie ken nie, mense wil hom nie deel van hulle kring hê nie, en hy verdien emosionele pyn. Hy verdien geestelike pyn, omdat hy deur die mense uitgeskuif en verwerp word. Mense wat swaar dra aan om deel te wees, om in te wees van die samelewing van hulle tyd. Hy skryf, daarom het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra. Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Hierdie woorde raak aan die diepste kern van die evangelie, dat Jesus ons swaar kry, ons pyn, ons verwerping, ons vernedering, ons uitskuif, ken. Verstaan? Nie net daaroor iets praat later nie, maar dit self ervaar het en beleef het. Hierdie profesie het ontstaan in die tyd toe daar groot nood ook onder die volk was. Israel was in ballingskap. Met ander woorde, hulle is uit hulle land uit na 'n oorlog weggevoer uit hulle land uit. Hulle stede in die land, hulle dorpe
is totaal en al verwoes. Die tempel waar hulle God aanbid het, is vernietig. En hulle vra vir die Here vir uitkoms. En nou is dit al die tweede geslag. Met ander woorde, hier is nou al kinders wat gebore word in ballingskap. Hulle ken nie waarom dit gebeur het nie. Hulle ken net hierdie swaar kry en hierdie lyding in 'n vreemde land. Vir hulle kom hierdie woord. Vir hulle kom hierdie profesie. Vir hulle kom hierdie troos. Julle wat ontwortel is. Julle wat voel daar is geen hoop meer nie. Julle wat voel alles is onregverdig teenoor julle. Vir julle sê ek, daar is hoop. Daar is 'n toekoms. Daardie gevoel is ook nie vreemd aan ons eie wêreld en ons eie mense. Vandag glo ek ook sit hier mense wat dit ervaar, wat dit beleef op hierdie oomblik van hulle lewe. Swaarkry. Wat 'n vorm ook, emosioneel, swaarkry geestelik, swaarkry ook ekonomies, monetêr, geld, swaarkry omdat jou liggaam ouer word en al hoe minder kan doen wat jy graag wil hê dit moet doen, swaarkry omdat geliefdes dalk nie meer daar is wat jy geken het en jy saam geleef het nie, swaarkry omdat hoe meer daar gesê en gedoen word in hierdie wêreld, hoe meer voel ons alleen. En 'n wêreld vol baie mense, vol baie dinge. As ons almal vandag kans sou kom kry om te vertel van die onregverdige wêreld waarin ons leef, is ek oortuig, sal dit dalk party mense verras, maar almal van ons gaan so 'n verhaal hê. En dan sal ons nie genoeg tyd hê om dit almal te deel. En teen hierdie agtergrond bring Jesaja 'n profetiese boodskap. Hy sê dat God self deur sy eie lyding en sy eie swaarkry ons verlos het van die grootste swaarkry, naamlik die gevolg van ons sonde. As ons sou moes gestraf word vir die sonde wat ons gedoen het, het hy swaar gekry, sodat ons nie meer hoef gestraf te word nie, sodat ons verlos kan word, gered kan word, ten spyte daarvan. Die dienaar van die Here ly nie vir sy eie skuld nie. Die dienaar van die Here, Jesus, ly vir my en jou skuld. Hy dra die pyn van mense om hulle vry te maak van die gevolge van hulle sonde. Wanneer die kerk hierdie woorde lees, kan ons nie anders as om in die eerste plek Jesus te erken, om te loof en om te prys. En daarom het ons vanmôre ook begin met 'n loflied, 'n danklied, vrede, en ons het daaroor dankbaar gewees, want daardie ware vrede wat ons kry, is die verlossing in Jesus Christus. Hy self was sonder sonde, maar hy is verwerp, hy is geslaan, hy is gespoeg, hy is beledig, hy is beskundig, hy is uiteindelik aan 'n kruis gespijker, sodat hy ons skuld, van ons sonde, van ons kon wegkry. En dis die hart van ons geloof. Dis waarom ons glo. Jesus Christus het vir ons gesterf, sodat ek en jy ook verby hierdie aardse lewe vir ewig saam met God kan leef. Die blye evangelie. Wanneer ons hieroor nadink, is dit belangrik om ook te luister na die stem van iemand wat self deur die lyding en die geloof hoop gevind het. En ek verwys na 'n ander mens. En vanmôre gaan ek vir julle van iemand vertel. En dalk het julle al van hom gehoor. Sy naam is Dietrich Bonhoeffer.
Bonhoeffer was 'n Lutherse teoloog, predikant, gedurende die Tweede Wêreldoorlog en hy het in Duitsland geleef. Dit was die tyd toe Adolf Hitler die kerk en die gelowiges wou onderdruk saam met die Jode en die teologie. Met gaskamers en moorde en massamoorde. Bonhoeffer het in daardie tyd nie stil gebly nie. Hy het openlik daarteenoor standpunt ingeneem. Bonhoeffer het in daardie moeilike omstandighede bly hoop op die verlossing en daarmee in sy eie nood en lyding die sogenaamde belydende kerk vooruitgeloop. Hy het gesê, silence in the face of evil is in itself evil. Hoor jy daardie woord? Om stil te bly wanneer iets verkeerd is verkeerd. En hy het gesê, in 'n tyd dat as jy dit sê, jy doodgemaak. Jy gevang word en doodgemaak. Hy het ook bygesê, God will not hold us guiltless. Not to speak is to speak. Not to act is to act. Aan die ander woorde, as jy niks sê nie, sê jy eintlik iets. En as jy niks doen teen onreg nie, doen jy eintlik iets. Sy weerstand teen die onreg van die naziestelsel het uiteindelik daartoe gelei dat hy self gearresteer is. Hy het meer as 2 jaar lank in die tronk deurgebring, voordat hy in April 1945, weke voor die einde van die oorlog, tereggestel is. Doodgemaak is sy geloof. Hy het in die tyd wat hy in die tronk was, baie geskryf oor geloof. Hy het dus nie net oor lyding geskryf nie, hy het geweet wat dit beteken. En daarom dra sy woorde ook 'n besondere gewig wanneer ons na die kruis toe stap om daarna te gaan kyk, dit te hoor en daaroor te praat. Dietrich Bonhoeffer het in daai 2 jaar ook iets anders geskryf. In Afrikaans vertaal het hy gesê, eintlik kan net die lydende kerk help. Die kerk wat self swaar kry, kan ander help wat swaar kry. Met hierdie eenvoudige sin wou hy sê, dat God nie ver en onaangeraak van die wêreldse pyn staan nie. En Jesus Christus het God self in die wêreld van lyding ingekom. God ken nie net ons pyn van 'n afstand nie. Hy het dit ook gedra, gevoel, dit ervaar. Hierdie gedagte help ons om Jesaja se profesie vandag beter te verstaan. Wanneer die profeet sê dat die dienaar ons lyding dra, beteken dit dat God self in ons menslike nood inkom, in my en jou nood. Jesus het geweet hoe dit voel om verwerp te word. Hy het geweet hoe dit voel om verraai te word. Hy het geweet hoe dit voel om alleen te wees, want sy disippels het almal het weggehardloop. Hulle het hom alleen gelos met sy swaar kry. Hy het geweet hoe dit voel om verkeerd, valslik, beskuldig, aangekla en skuldig bevind te word. Daarom kan ons nooit sê dat God verstaan nie my swakheid. Hy verstaan. Tog eindig die verhaal van Jesaja 53 nie by lyding. Die profeet skryf dat die dienaar na sy swaar kry weer lig sal sien. Met ander woorde, die pad van lyding loop uit op 'n pad van hoop, van oorwinning. En hierdie patroon loop soos 'n goue draad deur die Bybel. Hierdie patroon loop soos 'n goue draad in die geskiedenis van die kerk.
Hierdie patroon loop soos 'n goue draad in my en jou lewe. Swaar kry, lyding, as gevolg van hierdie gebroke wêreld waarin ons is, geloof, hoop en uitkoms. Die kruis is nie die einde van die verhaal nie. Die kruis is die oorgang na 'n nuwe deel van die verhaal. Die dood van Jesus is nie die einde van sy verhaal nie, dis die deurgang na 'n volgende hoofstuk van sy ewige verhaal. My swaar kry, pyn en lyding is nie die einde van my nie, dis deel van die deurgang na die ewige hoop. Israel moes dit leer, die kerk moes dit leer, ek en jy moet dit leer. Toe die volk, na Jesaja se profesie, uiteindelik na jare terugkeer uit ballingskap na Jerusalem toe, sou ons verwag dat hulle uit dankbaarheid moet feesvier. Maar toe hulle die verwoeste stad sien, het hulle soos 'n mens moedeloos geword, en die moedeloosheid die oorhand in hulle laat kry. Hulle het die verwoesting gesien en vergeet dat God hulle gered het en teruggebring het uit die dood. Toe die volk Israel vir jare bid dat God hulle uit slawerny uit Egipte moet bevry, het hy hulle bevry, hulle uitgelei, en toe hulle voor 'n see te staan kom, het hy die see oopgemaak sodat hulle droogvoets daardeur kon stap, en toe hulle aan die ander kant uitkom en die Farao en sy magte almal verdrink, het hulle nie dankbaar lofliedere gesing, maar begin kla oor die water wat bitter is, en die kos wat min is, en die vleispotte van Egipte. Moenie dat ek en jy nie leer uit hierdie swaar kry verhaal in hierdie goue draad, dat ons ook wanneer daar vir ons uitkoms en hoop en bevryding kom, weer so vasgevang word in die seer en die lyding en die pyn van die verlede, dat ons nie in die hede en in die oomblik dankbaar fees vier. Jesaja nooi ons om daarom anders te. Daarom kan die kerk, kan ek en jy ook praat van hoop. Hoop beteken nie bloot wensdenkery nie, of soos die communiste gesê het van ons a pie in the sky when you die nie. Hoop beteken 'n ware verhouding met God. 'n Verhouding wat vir ewig duur, selfs by my aardse dood verby. Ons hoop op Christus, omdat hy reeds die pad gestap het. Ons weet sy lyding is nie verniet nie. Sy lyding het vir my en jou verlossing gebring. Daarom stap ons op die pad van swaar kry, alleenheid, lyding in ons eie tyd. Christus te volg beteken dat ons die pad van swaar kry sal herken, maar sal stap in die geloof en die hoop na die einde toe. Jesaja sluit sy profesie af met die woorde: die dienaar sal baie mense red, regverdig maak, verlos. Die lyding van Christus bring nuwe lewe. My en jou lyding en swaar kry bring ook nuwe groei en nuwe lewe in ons eie lewe. So seker as dat lyding deel is van ons lewe, so seker is die oorwinning ook deel van ons lewe. Mag ons daarom in hierdie lydingsweek weer leer om deur die kruis na die wêreld te kyk. Mag ons ontdek dat God se genade selfs in die donkerste oomblikke van ons lewe teenwoordig is. Mag ons, soos Paulus skryf, geduldig volhard, want ons weet, God is getrou. Amen. Ons slotsang is Gesang 190, strofe 1 tot 3.
Ons gaan staan en hierdie slotsang sing, Grote God, aan U die eer, heerlik is waar U regeer. Ek het so 'n Sondag wat terug vir my katesante vertel, dat ons het nog godsdienstperiodes elke oggend gehad in skool. En ons het so ingestap in die saal en dan het ons uit die liedboek of uit die psalme gesangeboek gesing, die liedere wat ons in die kerk geken het. Een van daardie liedere was op berge en dale en oral is my God, Gesang 59. Môre sing ons weer een van daai gesange wat ek nou jare terug gaan in my kop, 40 jaar plus terug, in my kop terug gaan en ek stap in die skoolsaal in en ek sing net Grote God, aan U die eer. Dit was toe, vir die ou mense wat sal onthou, Gesang 10 in ons psalme gesang doen. Ons sing dit saam en daarna gaan ons die seënbede vir mekaar toesing. Ons gaan die seënbede vir mekaar sing. Ons gaan dan ook 2 lofpsalms sing en dan weer die seënbede. Elkeen van ons ervaar ons geloof anders. Niemand van ons word voorgeskryf. As jy vanmôre met die seënbede die seën wil ontvang deur om 'n bepaalde handeling te doen, jou hande so na bo toe oop te maak. Is jy wel? As jy nie wil nie, hoef jy nie. Maar kom ons verdra mekaar en ons gee vir mekaar die geleentheid elkeen te doen soos wat hulle dit ervaar. Kom ons sê Grote God.
Baie dankie